Ek wil hê jy moet nou vanmôre baie mooi oplet. Ek gaan nog weer vanmôre so 'n bietjie van 'n ander kant af van die woord inklim. Ek kan so lank daar in Josua die Bybel begin te oopmaak en soos die Here op my hart gelê het, Josua 6. Nou Enrico het vanmôre iets gesê en so ietsie aangeraak. Hy weet nie wat die woord is wat vanmôre gaan uit. Partykeer bou ons mure om ons, is dit nie so nie? En wat is dit wat veroorsaak dat ons partykeer van mure om ons bou? Ons bou maar partykeer mure om dat ons seën gekry het. En as ek vanmôre kans sou gee en vir iemand vra wie seën gekry het, wie gaan vir my 'n hand opsteek? Moet ek sien die moeilikheid as ek soveel mense sien wat seën gekry het. Maar jy weet, dit is 'n keuse om wat gebeur het, jou te laat aftrek of jou te laat opbou. As jy die keuse gemaak het dat dit jou aftrek, broer, dan gaan jy altyd onderbly. Suster, dan gaan jy altyd onderbly. Maar as jy 'n keuse maak om die oorwinningspad van Jesus te stap, luister, hulle het hom gekruisig. Hulle het hom opgehang in 'n vloekhout. Die vyand het getriomfeer of so, dit gelyk vir oomblikke toe die wêreld in duisternis gedompel word. En weet jy wat? Dis nie waar ons hom gelos het nie. Hulle het Jesus afgehaal en het hom in 'n graf gaan sit, wat nie sy eie was nie. 'n paar dae later, 3 dae, is die graf weer leeg. Vanmôre wil ek vir jou vra, as jy weet jy het al seën gekry, is die graf nog vol? Het Jesus al vir jou opgestaan? Kyk bietjie in daai oogpunt uit vanmôre, dat jy meer as 'n oorwinnaar is, deur Jesus Christus wat jy die krag gee. Meer as 'n oorwinnaar, prys die Here. Halleluja. En geliefdes, Josua 6 vanaf die eerste vers gaan ons begin te lees. Hy sê, maar Jericho het sy poorte gesluit en was gesluit vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Toe het die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee Jericho met sy koning en die dappere helde in jou hand. Julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne trek die stad eenmaal om. So moet julle dan 6 dae lank en 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek en die priesters moet op die ramshorings blaas. En as hulle lang geluid op die ramshoring blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot krygsgeskree aanhef. Dan sal die stadsmuur op sy plek inval en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit. Ek kan verder gaan met die 20ste vers, hy toeskree die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van horings hoor, en die volk 'n groot krygsgeskree aangehef, en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom, en hulle het die stad ingeneem. En dan vers 26 en 27, hy sê, in die tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangesig van die Here, wat sal opstaan om hierdie stad Jericho op te bou. Ten koste van sy eerstgeborene sal hy sy fondamente lê en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. En die Here het met Josua en die gerig van hom het deur die hele land gegaan. Here vestig vanmôre ons aandag op die 26ste vers wat sê die tyd het Josua hulle laat sweer. Met die woorde vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat sal opstaan om hierdie stad Jericho op te bou. Ten koste van sy eerstgeborene sal hy sy fondamente lê, en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit.
Vader, ver voor die begin van hierdie diens, ver voor die begin van hierdie week, ver voor die grondlegging van die aarde, het U hierdie dag beskik, dat U woord op hierdie dag sal triomfeer, dat U woord van hand tot hand, van hart tot hart, van krag tot krag sal beweeg, dat U woord mense sal verander na U wil. Here, ons bid vanmôre dat U wil sal geskied. Bo die wil van mense, bo die wil van ander, bo die wil van geeste en magte. Here, bid ons dat U woord sal krag dra. En U woord dra krag in Jesus naam. God sê vanmôre. En dit is 'n lang preek net oor Jerigo se mure, maar jy het al so baie gehoor oor Jerigo se mure. En vanmôre het ons met die linkervoet ingetrap en ons het gevra wie het seer gekry en het was verbaasend om te sien hele kerk se hande is in die lug. Maar kan ek iets vertel? Seer kry is al aarddaagse beweging. Nou kan jy my vra, pastoor, het jy al seer gekry? Telke male. Nie net een keer. Menigte keer. En hoe kry pastore dan seer? Dit is dan so hoog en op 'n plekkie verhewe. Broer, as jy vir my kom sny vanmôre, sal jy sien ek is vlees en bloed net soos jy. Bybel sê ons almal is sondaars. En hy wat sê hy sonder sonde, maar God het 'n leenaar. God is nie 'n leenaar nie. Weet jy geliefdes, jou sonde lyk dalk net 'n bietjie anders as die ander ene sinne. Maar ons het nie nodig om onsself hoog en breed te hou nie. Die vraag is nie, het jy al seer gekry, het jy al iemand seer gemaak? Wat ek keer onwetend. So met ander woorde, lei ons almal in dieselfde gebrek eintlik hier vanmôre. Ons almal lei in dieselfde skuld. En iewerste moes ons 'n saak reggemaak het. Iewerste was daar 'n muur voor ons, wat ons moes deurgekom het, of oorgekom het. Iewerste was daar 'n oorwinning vir iemand en iets het dit dalk gekeer. Josua loop in hierdie stad en want God het gesê, ek gee die stad in julle hand. Hy loop in hierdie stad en met die wete dat God reeds die koning vir Josua gegee het. Die oorwinning is klaar gespreek. Wanneer God het sê, glo dit. Ek sê altyd hierdie woorde en ek het dit aangeneem van Amerikaanse prediker. Hy sê, when God says it, I believe it, that settles it. Daar's 'n punt in die einde van hy sin, klaar. Dit gaan gebeur. Wanneer dit gaan gebeur, maak ook nie vir ons saak nie. Dit punt is net, dit gaan gebeur. As God het gesê, dis dit asof dit reeds gebeur het. Maar Josua loop in die stad en hy is die een wat God uitverkies het om die volk te lei en hy lei die volk in hierdie oorlog in. Hy doen presies dit wat God hom verorden het om te doen. Hulle loop vir 6 dae, loop hulle een keer om die mure. Weet jy, ek weet as ek dit nou vir kinders van die Here gaan sê, dan klink dit vir my soos werk en bly ek maar by die huis. Dis so, dan kan ons sê eina. Want die oomblik wanneer dit werk raak, dan verdwyn mense. Maar weet jy wat, hierdie evangelie is 'n werk tot redding. Dis 'n werk van krag. Weet jy, gebed is werk. Dis 'n aksie wat jy moet uitoefen. Manifestasies in die kerk is werk, jy moet opstaan. Jy moet in die beweeg kom. Weet jy, as jy 'n leier is en sukkel jy met hierdie goed. Maar weet jy, daarom weet jy dat God nie regtig leiheid verdra nie. Hy het empatie met mense, hy verstaan siekte, hy verstaan toestande, maar leigheid, ons het vanmôre. Wil jy jou seëninge nou hê? Wat het jy ons tot môre nie? Begin nou. Wil jy die Here se seën ontvang? Begin hom nou loof en prys. Dis nie links of regsom nie. Dit begin 'n toegewyde lewe aan God. Begin nou, Wim, ek het julle nie gegroet nie, hallo. Ek het vir Jakob gegroet, bly my seun. Ek voel dit ek julle almal hier agter, prys die Here. As ek hier nog nie gegroet het nie, hallo.
Maar weet die geliefdes, Josua neem hierdie groot stad in bevel van die Here. Die priesters blaas op die ramshorings en ek wil nie vertel, daar is soveel dinge vandag. Met hierdie AI en wat se AI ook al. Dat hulle dinge probeer anders te bewys as wat dit werklik is. My Bybel sê dat muur het op mekaar ingesak. Ek wil nie oor omval of kwarsval of my Bybel sê dit ingesak. Dan glo ek dit. Niemand anders te gaan my anders te oortuig oor dit wat die woord sê. Hy het ingesak. Kolossale groot mure. Mure wat die vesting van Jerigo beskerm het. Is in 'n oomlikse tyd wat een gedeeltjie van die muur bly oor. En dit is waar die vrou wat die verspieders, wat kan hulle naam onthou? Hagar. Sy daar gebly en daar was 'n belofte dat God haar sal beskerm. En Josua het al lewe gespaar haar en haar familielede. Dis die enigste gedeelte van die hele muur wat staande gebly het en tot vandag toe nog staande is. Ek spyt ek kon dit nie vir u tentoonstel hier op die bord, op die TV dat jy dit kon sien nie. Maar gaan kyk so 'n bietjie Google dit, kyk na die mure van Jerigo. Maar daar is iets wat blywende na die inval van Jerigo is die woorde in hierdie 26ste vers waar Josua 'n vloek spreek. Luister. Hy spreek as te ware nie net 'n profetiese woord nie, maar 'n vloek oor die grondgebied van Jerigo. Soveel so dat die plek onvrugbaar raak. Van daardie dag af sterf die eerste geborenes en die laaste geborenes van almal wat probeer om daardie stad op te tel. En die omte raak daardie plek baar en naak. Boonbehalwe daarvoor, dit raak so rof dat tot die eerstgeborene diere en die laasgeborene diere sterf. Die grond raak verskriklik onvrugbaar. Van 'n woord. Hoeveel keer het ons vir mekaar gesê, wees versigtig wat jy sê, want die woord dra krag. Maar weet God, laat dit geskied en hy eer Josua vir hierdie woord. En Jerigo wat die eerste groot buit is wat Israel inneem in hierdie beloofde land. Wat God gesê het, dit behoort aan my, behoort toe aan God. En niemand kan daar gaan en oor dit triomfeer en heers nie. Ons gaan nou 'n bietjie verder gaan in hierdie woord, ek wil vir iets van môre kom skets. En dan gaan ons ook in hy seer kry en ons gaan die seer maak ook van môre aanspreek. Want daar's iets wat in ons lewens moet verander. Nie net die manier wat ons praat nie. Nie die manier wat ons oorwin nie. Maar die manier wat ons alledaagse lewe kan lei. Hier is 'n praktiese woord. Josua, as hy nou nie die woord gespreek het nie, man, wat sou keer dat iemand gekom het en Jerigo se mure herstel het? Niks nie. Hulle sou weer lekker sterk stad daar gemaak en die vyand het weer vir bevesting kom maak en dan kom omring hulle weer Israel wat nou in die beloofde land is. Dink gou daaraan. Daar was rede hoekom God dit toegelaat. Vir 'n oomblik in ons lewe wanneer ons seer kry, laat God dit baie keer toe dat ons moet sien wat in ons lewe kort en baie keer is dit daai skaafplek, jy weet die yster slyp yster. Staal slyp staal. Jy kan nie 'n klip vat en gaan yster tot op 'n mate dalk so bietjie, maar dan kraak die klip omreek hy. Weet jy wat ek sê? Yster slyp yster. Staal slyp staal. Dit is vir baie jare, en weet jy, ek weet van 'n slypsteen, maar weet jy wat, het jy geweet dat aan die slypsteen daar fragmente van staal en yster is? Dis nie net klip nie. Sterkste ding om mee te grafeer is eintlik maar ons 'n diamant, is dit. Baie opsigte is ek reg, Amelie, is 'n diamant. Maar weet jy, dit is ook nog maar klip op sy eie. Dit is een wat maar saamgevoeg is deur hitte en deur druk en deur 'n klomp koolstof en goed op die regte tyd formeer het. Hoe sou ons weet dat hierdie goed kom ontaar? As dit nie die hand van die Here was in ons lewens.
Soms kom die seer in die druk en dit druk ons baie keer op 'n plek waar ons nie wil wees nie. Maar weet jy, as ons net daar vassit op die seer en die druk, dan gebeur daar goed oor ons liggame. Ons raak siek vir geen rede nie. Die immuunstelsel van die mens is so saamgestel, dat wanneer daar seer kry is, dan begin die immuunstelsel ook afneem. Jy raak siek en jy kry siektes en toestande wat jy nooit van geweet het nie. Maar weet jy, dit is as jy na die toestand bly sit. Want die Here gee ook uitkomste en hy gee uitkomste op baie maniere en vanmôre gaan ek vir u 'n uitkoms bring uit hierdie situasie uit, oor hierdie vloek wat alles onvrugbaar gestel het. Wanneer jy in 'n toestand van seer kry is, dan verval jy in 'n toestand van onvrugbaarheid. Jou werke raak onvrugbaar. Jou inkomste raak onvrugbaar. Jou eerste en jou laaste raak onvrugbaar. Wie wil hierdie boodskap hoor vanmôre? Wie het hierdie boodskap nodig vanmôre? En as van die Here, ek wil vir u sê, ons tyd om vas te hou aan 'n klomp drek en bog is verby. Ons tyd om vas te hou, ons raak ouer. Ons raak, luister, al hoe meer bewus van die tyd dat Jesus se koms al hoe nader is. Wanneer ons in die wêreld kyk en ons kyk na die toestand van die wêreld, ek meen, nie baie lank terug, die kom ons kinders nog van die strand te speel. Nou, broers, wil jy dit nie wag nie. Kan amper nie eens in jou eie tuin speel nie. Nou, ek kan onthou as kinders het ons agter in die jaar te tent opgeslaan en daar het ons gekamp. Wacht dit vandag, hulle sê jou tent onder jou uitsteel. Net van seer kan hy praat hier so. Dis hoe dit gaan. Maar geliefdes, die woord sê vir ons, in soveel woorde in die laaste dae, het die dae boos geword. Mense sal die vingers van hulle self word. Weet jy, geliefdes, ons het hierdie probleem, dat wanneer ons seer kry, dan vat ons daai seer kry en ons gaan. En dan loop ek met daai seer kry vir jare. En daai seer kry raak vir my die oplossing om mense van my af weg te hou. Daai seer kry raak vir my die grootste opsie om te sê, ek wil nie kerk toe gaan nie. Ek wil nie na die huis van die Here toe kry nie. Want daar is 'n klomp sondaars en hulle maak net seer. Ek was daar. Ek het ook gevlug uit die kerk uit. Ek het ook gesê, sit nie my voete weer neer in Christus kerk nie. Ek was ek vandag, maar ek sê, ja. En nou wil ek die een ding vertel, en ek het dit soveel keer al gesê. As jy dit die rede maak vir jou wegbly van alles af, gaan jy uiteindelik van alles af wegbly. Josua, ek geweet hoe hy hierdie woorde spreek, onvrugbaarheid, sal dit die land tref. Mense het bang geraak. Jy het nie sommer eers gaan water drink nie, dink, wie het al in sy lewe brakwater gedrink? Ek sien 'n paar hande. Wil jy dat ek vir jy sê, die boere het 'n manier om ons later daarby uitkom, hulle brakwater uitsorteer, dat jy ten minste kan koffie maak dan. Hou dit in die agterkop as jy weet wat dit is. Maar nou gaan ons oor na die tweede gedeelte van hierdie boodskap. En dit is baie belangrik dat die verder sal op, is nog steeds hier by Jericho, waar alles plaasvind. Ons gaan na die boek van Tweede Konings toe. Tweede Konings hoofstuk 2. En ons gaan dan hier na die 19de vers toe. Hoor nou mooi. Hy sê, die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my Heer sien, maar die water is weg, en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. En hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi daarin sout. En hulle het dit na hom gebring. Daarop gaan hy uit na die plek waar die waters uitkom en gooi die sout daarin en spreek, so spreek die Here. Ek het die waters gesond gemaak. Daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer aankom nie. En die waters het gesond geword tot vandag toe, volgens die woord van Elisa, wat hy gespreek het. En daarvandaan het hy opgegaan na Bethel, en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar 'n klein seentjie die stad uit,
wat met hom spot en sê, gaan op, Jakob, gaan op. En wat gebeur toe? Die wilde beerrinne kom met die veld uit opdrag van Elisa en verskeer die kinders. Hierso wil ek vir jou iets sê, kind van die Here. Josua het uit homself gespreek, toe hy die vloek gepraat het. God het vir hom die krag gegee om dit te doen, want hy was die leier en die heerser van Israel, en hy kon dit doen, hy het gespreek. Nou op hierdie stadium waar Elisa kom, is juis in die stad van Jericho. Hy staan daar, hy het nou net vir Elia gesien opvaar met die 4 karavaan, en hy het 'n dubbelmate van die salwing van Elia gekry. En toe die manne sien, luister, hier's iets anders te by hierdie man. Hy het 'n dubbelmate van die salwing van Elia by hom. Onthou, Elia was 'n man wat kon bid. Bybel sê hy was 'n mens net soos ons, en hy het gebid ernstig en dit het nie gereën nie. En toe hy weer vra, Here, dat dit reën, toe reën dit. Hy was die een wat dit kon regkry om vuur uit die hemel neer te laat val terwyl die soldate aankom, terwyl hy op 'n koppie sit. En hy het gesê, as ek dan die man van God is wat vuur uit die hemel het kom en julle verkeer dit so gebeur. Maar weet jy, hy het 'n opvolger gehad, Elisa, wat nou die dubbelmate van sy krag moes tentoonstel. En hy loop hier en nadat hy Elia gesien opvaar het, en die Here hom kom haal het. En alle sinstede daarop speel, dat die krag van God nou tentoongestel moet word. Hulle wil sien hoe die dubbelmate krag, wat op Elisa rus, nou dinge kan verander. En die eerste ding wat hy doen is, hy sê vir hulle, bring vir my 'n nuwe skotteltjie. Hier's 'n simboliek speling aan 'n nuwe skottel. Weet jy wat, die Here gebruik nie ou goed om nuwe dinge te doen nie. Ek praat nou nie van ouderdom nie, hoor. Nou nie die pastoor kom pakslaag gee. Want wanneer die Here jou in die hande kry, maak nie saak hoe oud is, jy vernuwe hy jou. Hy maak jou nie. En dan jy daai koortjie, hy maak my hele lewe nie. Hy maak my hele lewe nie. Halleluja. Ken jy hom? Ons sing dit so graag, ons sing dit baie keer, ons sing dit wanneer ons nodig vind om dit te sing. Wanneer ek voel ek wil so 'n bietjie vernuwing in my lewe hê. Maar wanneer dit kom by die nuwe goed wat die Here doen, dan sing ons dit nie so graag nie. As jy bring vir my 'n nuwe skottel. Een wat nog nie gebruik was nie. Ek sê, sit my die vars sout daarin. Elia vat hierdie sout. En hierdie mense het agtergekom, luister. Wanneer daar gepraat word, dan gee die water gehoor. Weet jy wat die krag van woorde? Water neem aanstoot met die krag van woorde. Of dit neem voorspoed met die krag van woorde. As jy vir iemand hierdie woorde vanmôre kan herhaal, dan gaan ek vir jou sê 75% plus van jou liggaam is vloeistof, is water. Stem jy saam met my? Weet jy dat die aarde ook so saamgestel is? Ons het iets in gemeen met die aardbol. Dat dit 3/4 van die aarde besit deur water. Vloeistof is in alles, in oralste. En as 'n ding dor en droog is, iemand het nou in Woensdag aand gebid, Jesegiel 37, Here toe oor die bene gepraat het, dit was Stefan. Maar luister geliefdes, ek wil vir een ding vertel. Wanneer 'n ding dor en droog is dit maar moeilik, maar eers nie dor en droog verloor nie. Wanneer ons spreek, dan moet die water luister. Maar daar is iets unieks in hierdie skottel wat die Here plaaslik laat vind dit. Daar sout in die skottel. Die manne wat daar in Jericho gesien dat hierdie water, hierdie brakwater, hierdie toksiese water veroorsaak dat selfs die lammetjies nie lam nie. En selfs die ooitjies nie lam nie. En selfs dat mense onvrugbaar raak. En dat die grond onvrugbaar raak. En dat daar nie plante is wat groei nie. En hulle het dit geïdentifiseer, maar wie kan water aanspreek? Behalwe een wat dit gemaak het. Hulle doen 'n eksperiment oor water en hulle bottel water uit 'n sekere voor uit 'n dam uit. En hulle gaan in hulle plak woorde op hierdie water. Een is 'n vervloeking, een is 'n seën, een is 'n neutrale water.
Hy sê die een wat die vervloeking opgehad het, binne 'n paar dae die water verrot. Dit het onbruikbaar verval. Nou weet jy wat geliefdes, ons doen dit aan onsself partykeer. Ek het eendag iemand gehoor, sê ek staan in die oggend op, dan staan ek voor die spieël en sê ek is my ma se oulikste kind. Ek het iemand gehoor sê, hulle staan op, wanneer hulle self gewaar iewerste, dan sê hulle ek is volmaak geskape in die toonbeeld, in die evenbeeld van God. Wil jy dit nie vanmôre op jouself sê? Ek is volmaak geskape in die evenbeeld van God. Dis 'n nuwe spot. Nie alleen. En ek vat hierdie skottel met die sout en ek gaan na die oorsprong van die probleem toe, na die water toe. En ek gooi daar die sout in die water met hierdie woorde. So sê Josef. So spreek die Here. So spreek Pietie, so spreek Sammy. Ek min waarde oor jou. Het jy dit geweet vanmôre? As jy seer gekry deur mense, so spreek Pietie, Sammy, Kosie, as jy eers vanmôre skies, ek gebruik net jou naam, nie jouself nie. Maar luister nou vanmôre, as jy nou dit wil in ag neem, dit wat mense sê, dra so bietjie krag, die krag wat ons hulle toelaat om te dra, juis lelik. Wat is dit? Ek weet. Dis hoe ons moet reageer. Maar ons dis my ma se oulikste kind. Daar is die teenvoete. Luister hoe geliefde kinders van Here, mense is baie keer jaloers om van goed te sê oor jou wat nie nodig is om te sê nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, met jouself nie struikel oor my baard nie. Ek struikel nie oor jou kuif nie. Hoor jy wat ek sê? Dankie Here. Jy verstaan wat ek sê. Maar luister nou mooi ook kind van die Here. Dit wat mense sê, dra weinig krag oor jou. Maar ons laat toe dat dit wat mense sê, so krag dra oor ons, dat dit op die einde van die dag veroorsaak dat ons 'n vrugtelose lewe begin te lewe. Ek sê nie, luister, alles is te vergeefs en verniet nie. Hoekom sal mense so voel baie keer in die oogpunt van hulle self uit, sal hulle iets spreek wat nie nodig is nie. En hulle kan jou seermaak. Maar geliefdes, ons moet verby daai punt kom, om by die punt uit te kom wat ek nou gaan maak. Dat God kom vanmôre en hy kom voeg 'n bietjie sout by jou lewe. Om te verander dit wat mense sê, teenoor dit wat hy sê. Hy sê ek het jou kunstig formeer in jou moederskoot. My gedagtes aangaande julle is nie menslike gedagtes nie, maar hoër as wat julle kan dink. Wat is God se gedagte oor jou en my broer, suster? Dat ons sal lewe in voorspoed, nie in teenspoed nie. Ek is nie 'n prosperity preacher nie, dit vanaf agtergekom. Maar ek moet vanmôre moet ek hierdie skipie draai in die regte rigting. Dat jy kan agterkom dat dit wat vanmôre hier uitgaan, bedoel is om jou op te tel uit situasies en omstandighede waarin jy jouself baie keer daagliks vind. Gaan eendag jong seun broer, ons het geboks en skopboks gedoen en ons het goed gedoen, ons was 3 boeties. Reg oor die land, reg oor die wêreld het ons gaan boks en groot trofees losgeslaan. My droom was om eendag wêreldkampioen te word, nooit daarby uitgekom. Dit was ook nie God se wil vir my nie. Maar daar was iets anders, ek moet 'n ander wêreldkampioen wees. Ek moet die duiwel uitklop hou kan slaan. As jy met my verhaal. En weet jy, ek kom tot op die punt en ek besef dat al hierdie goed wat plaasgevind het, ek sê vir iemand, ek het ook 'n kyk van 'n six-pack gehad, dit lyk en hou so. Maar prys die Here. Dit maak ook nie veel saak nie. Ek weet, waarin sal 'n mens roem as hy sy liggaam kan doen, die hele tyd.
As jy net sit om hom te roem nie, dan kan jy net in God roem. Vanmôre het ek net die Here om hom te roem. En weet jy wat, ek kom op 'n stadium agter dat al die trofees en droompies wat ek gehad het, dat dit niet is. Ek het ouer geword. So nou en ek kry ek dan as jong oupies op my grootpapslaas opgegee. Weet jy dat dit is my nie meer bespoor om daar uit te kom nie. En ek maak ook nie vir my meer soveel saak nie, dis iets wat verby gegaan het. Dis iets wat ek nie kon aanwerk nie. Maar nou kan ek aan iets werk wat vorentoe gaan, en is om die hemel te bereik. Dis om mense saam met my te vat, om hulle te wys wat die pad is, dat dit nie net oor seer kry gaan nie, maar dit gaan oor wat jy maak met dit wat jou toebedeel is. Dit wat jou kant toe kom, gaan jy vat hierdie seer kry, en jy gaan sit en jy gaan huil in 'n hoopie en 'n hoekie, dit is wat die vyand wil hê. Maar wanneer jy weet wat die Here oor jou sê, weet jy wat is die woorde aan die einde van daardie lewe? Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Het jy dit al gehoor? Ek het nog niks op pad so toe. Aan die einde van die lewe wil ek dit ook hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Dis wat ek wil hoor. Ek wil die stem van God hoor wat sê, kom hierheen, hier is die poorte waar jy moet deurgaan. Die skone poort. Daar na die hemel se lande toe. Weet jy wat geliefdes? Dan maak dit nie saak wat mense sê nie. Weet jy wat dit oor Jesus sê? Dit is nie Josef en Maria se seun Dawie nie. Hy hou van Bethel. En nou sê hy is die koning van alle konings. Maak nie vir my sin nie. Weet jy het nie 'n aanstelling op hierdie aarde nie, 'n aanstelling van die hemel af. Die Here roep jou vanmôre tot groter dinge. Luister, ek het mense gesien roem in hierdie goed. Ek het ou sê eendag vir my, hy gaan een van die grootste profete wees wat ooit geleef het. Hy lê in die graf. Hy het nooit daai profete status gereik nie. Jy kan jouself nie aanstel. En weet jy, profete word nie geken in die lewe nie, eers na die lewe. Hulle het na die tyd geweet wie Elisa is. Ons lees vandag tog van hom. Ons sal onsself nie promoveer nie, want dan haal ek die sout in die skottel uit. Maar hierdie sout kom en hy bring in jou lewe vanmôre vrugbaarheid van gees. Woensdag aand het ek so 'n bietjie gepraat oor die inenting. Maar jy die 2 takkies gehad, die wat die was. Ek wonder of jy dit sal altyd of nooit vergeet. Die inentingsproses in die ware wynstok. En weet jy, ek wil jy vertel dat dit so nodig is om te kom verstaan dat jou lewensvatbaarheid nie uit die wêreld uitkom nie, maar uit God se hart. Uit die wortels wat in Jesus Christus is, ontvang jy alles wat jy nodig het om te lewe. Niks tekort nie, alles op sy tyd. Dis nie die ware bron van water. Dis nie die bron hier op die aarde nie. Dis 'n bron van tydelike aard. Maar die ware bron van water is in die hemel. Sy naam is Jesus. En wanneer hy in jou binneste kom, dan veroorsaak hy iets dat daar strome van lewende water uit jou ook kan loop. Dan is dit strome van lewende vrugbare water wat ander kan ervaar en dit ook daarna smag. Weet jy wat sê die woord van die Here in Matteus? En luister, ek gaan dit vir julle lees in dieselfde Bybel wat jy lees. Ek wil eers gou stil staan voordat ek in Matteus kom. Die probleem in Jerigo was die toksiese water, stem jy saam met my? Dit het alles vergiftig. Wat was die aksie wat die profeet moes doen? Hy moes 'n nuwe skottel kry. Hierdie nuwe skottel simboliseer iets niets in ons lewens. Want jy het alles probeer. Jy het elke kant toe gegaan. Was dit nie tyd om 'n nuwe skottel voor God te gaan vra nie? 'n Nuwe begin te kry. 'n Skoon lewe te kry nie. Daai sonde te bely en te laat staan, sodat God se bruikbare sout in jou lewe verandering kan maak. Weet jy, baie van ons se water in ons binneste het begin te troebel raak. Ek wil sê nie uitkomste gee. Ek gee uitkomste vanmôre, vat jy dit? Dit is baie snel vanmôre, ek raak senuweerig. En dan gaan ons weer gebruide pastoor môreoggend eet. Reisie, ja, lekker. Dan sê ek al veel op almal se lippe. Luister mooi, kind van die Here. Die Here wil vir jou 'n nuwe skottel gee, dis die aksie. Sodat die water in jou lewe kan verander, daai seer kry, kan omdraai.
en jy die wil van God in jou lewe kan geniet. Ons kom nou by Matteus uit. Hierdie profeet het 'n uitkoms gegee deur om die water aan te spreek in die naam van die Here Jesus Christus. Ek sit eendag in 'n polisievoertuig. Ek het vir 3 dae aan een gewerk. Luister nie bykans 32 uur aan een. Dit was oor 'n Apriltyd, ek wou ook in die kerk wees. Maar die volgende skofdag nie op nie. En as ek en 'n paar reserviste. Brigadier sê vir my, ek kan nie nou afgaan, ek sê die moeilikheid, ons het nie mense by die stasie nie, ek werk aan. Volgende skofbreek aan, broer, ek kan vir jou sê, ek het Red Bulls gedrink en Bar One chocolates, 24-hour day chocolate geëet en op 'n stadium so fast forward dat my gums amper blou geraak het. En sweeties, net om in die lewe te bly, en lerpille, net om in die gang te bly. Die 3de dag, toe kom jy met 'n vis wat saam met my gewerk het, die 1ste dag by. Ek bel elke keer vir Suster Amber en sê vir, luister, ek kan nie eens toe kom nie, ek moet werk, daar's nie mense nie. En ek werk nog 'n skof, 12 uur skof by dit. Nou is dit al 3 skofte in 'n ry. Aan die einde van daai skof sê die reservis vir my, jy gaan môreoggend dodelik siek wees. Sê vir wie sê so? Toe ek nog aan die gang. Ek weet as ek my kop nou neer wil slaap het. Die bure sal hoor hoe saag ek die balke. Maar geliefdes, terwyl daai 3de skof aankom en ek voel, ek kan nie die mensdom in die steek laat nie, want dan gaan die misdaad ons oorrompel. Ek is by die Here konstant besig. Die Here help my, kry energie. Nie net van Red Bull af nie, daar sout in hierdie water. Luister geliefdes, ek is aan die gang. En ek ry huis toe, bid Here voor ek in die kerk kom, dat ek net nie in die slaap raak op pad huis toe nie, ek maak dit tot by die huis. Maar voor dit sit ek in hierdie van saam met hierdie vrouens en sy sê vir my, môreoggend as jy dood is, jou gestel gaan dui. Ek sê van wie sê so? Ek sê weier dit. Sy sê môreoggend, as jy opstaan, as jy nie dodelik siek is, nie gaan jy voel jy wil nog slaap. Ek sê van nee, ek opstaan verfris en vervars. Ek het nou in my aftyd ingewerk. Ek het oor my skoftye gewerk. Ek het nie rustdae nie, daar's 'n rustdag tussenin. Ek sê vir haar, sy sê vir my weer, luister, ek sê vir jou gestel het gedui, jy is bloembleek, jy gaan dodelik siek of moet bronkietis of moet, sy noem sommer 'n lys van goed op, ek sê ek weier dit. Toe sy die 4de keer vir my sê, jy gaan siek wees, toe sê ek weier dit in Jesus naam. Amen. Sê vir jy het nog nooit gesien hoe 'n persoon ritereer as die naam van Jesus inbid. Dat vir haar sê, ek weier dit in Jesus naam, toe kom sy die voertuig uit, en sy staan buitekant precies vir my. Want ek vat nou nie wat sy sê nie. Toe jullie sal hy water aanspreek, sê in die naam van die Here. Die naam van alle naam. En wil met vanmorgen so mooi gebid, die naam bo alle naam. Die naam van Jesus, waarin die takbokke lam, waarin die wêreld saamgevoeg is in die naam van Jesus, waarin ek en jy tot stand gekom in die naam van Jesus, die begin en die einde, die alfa en die omega. Weet jy, dit was die gesondste wat ek deur daai winter gegaan het, ek siek geword een keer reg deur daai jaar. Amen. En dat ek het geweier het in die naam van die Here Jesus Christus, dat geliefdes, wanneer ons die aksie toepas op die woord, dan besef ons, God gee ons krag. Waar is jou kragbron? Waar is jou oorkom? Weet jy wat geliefdes, ek wil vir jou sê, sy naam is wonderbare raadsman, sterke verlosser, ewige Vader. Amen. Sy naam is Jesus. Die waarde van die Here saak is eenvoudig. Die wonderwerkende God se hand is in beweging. Dit bring vrugbaarheid waar daar onvrugbaarheid is. Nou kom ons na hierdie punt toe, Matteus 5. En ek wil hê jy moet mooi verstaan wat ek hier vir julle lees. En nou gaan ons verstaan wat ons, waartoe ons nou besig is om te gaan.
Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee kan het gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad bo op 'n berg, wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staand dat dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Julle is die sout van die aarde. Weet jy wat sê die Here vanmôre vir ons? Hy het vir ons die stottel gebring. Ons is die sout in hy stottel. Hierdie aarde is 3/4 vol van die water uitgebring vir my en u tot in hierdie plek. Ons is in die lewe om die wêreld te verander. Nie om deur die wêreld verander te word nie. Ons is hier om gesond te maak. Weet jy wat is die groot waarde van sout? Sout het gedien baie jare as 'n medikasie om genesing te bring. Om wonde skoon te maak. Weet jy, sout was gebruik as betaling, omdat dit so skaars was. Sout bring smaak in die lewe. En wat is ons doel op hierdie aarde? Om smaak te bring in hierdie bitterheid. En weet jy, die wêreld is bitter daar buite, want daar is soveel teleurstellings. Die Here sê, julle is die sout van die aarde. Elkeen van u is nie net 'n korreltjie nie, maar genoegsaam om maar ander een se lewe te kan beïnvloed en verander. As jy nie sout is nie, weet iemand sê eendag vir my, weet jy, die Engelse kan baie goed doen, maar hulle kan nie sout maak. Het jy al Engelse sout geproef? Dankie Here, ek het Afrikaanse sout vir vandag. Jy sal nooit dit vergeet nie, man. Engelse sout lyk so sout. Maar hy proe soos gaal. Maar sout, wat waarde het, wanneer jy hom op 'n choppie gooi, dan bring hy vir hom geur. Is dit nie so nie? As ons die sout by hierdie wêreldse vleeslikheid begin te voeg, dan gaan dit geur bring. Sê jy 'n vertrek en loop en jy loop anders te daar uit, jy beïnvloed deur die vlees. Dan moet jy gaan kyk na jou waarde en sout. En as jy kom met jou sout, en jy loop in 'n vertrek en dit gebeur met jou soos wat dit met my gebeur het, o kind van die Here, dat hulle sê, o, hier kom hy alweer. Hy gaan ons alweer met die woord slaan. Ander het gesê, moenie worry nie, nou is hy weer saam met ons om die braaivleisvuur en 'n kappe dop saam met ons. Nee. Die Here het hierdie skottel nuwe sout gegee. Dit gaan nie meer oor die wêreld nie, of om te beïnvloed te word deur hulle seer te kry, deur mense nie. Ek weet dit is makliker gesê as gedaan, maar geliefdes, wanneer jy jou sout begin te werp op daardie onderwerpe, wanneer iemand begin te negatief spreek, begin positief praat, kyk hoe vinnig vat hulle pad. Wanneer iemand begin te vloeke spreek, begin die Here verheerlik. Kyk hoe vat hulle pad. Die waarde van sout is so dat dit die geestelike lewe beïnvloed van mense om jou. Wanneer hulle daardie sout begin te inneem, dan verander dit, jou finansies begin te verander, wanneer jy besef, jy werk nou sout op dit. Weet jy, eendag sê ek vir mense, ek bring hierdie preek daar in Brits. Almal sal dit nooit vergeet nie. My kinders ook nie, ek ook nie. Een van ons lokale boere het 'n koringoes. En ek praat met hulle oor, julle is die sout van die aarde, en die vroukie sit daar, en ek kan hom bel, sy naam is Henk Kreer, hy en die moderator is baie goeie vriende. Sy vrou Linda sit in die gemeente en sy luister na hierdie soutpreek. En die oes kom af, maar daar's 'n probleem as die waarde van water binne in die oes te hoog is.
dan verwerp die mark dit. Ek kry hulle nie 'n sent nie. Hierdie ou is afhanklik, hy's 'n klein boer, van sy koringoes om oor te kan bou op dit. En sy vrou sê vir hom toe hulle in die kar klim na die diens oor die soutpreek, toe hulle huis toe gaan, toe sê sy, weet jy wat, ek voel die Here praat met ons, miskien moet ons net gaan sout by daar die koring werp. Ek gaan vat 'n sak landbou sout, en hy gooi dit by hy koring. Luister, o kind van die Here veroorsaak deur daai sout, dat daai hele oes deur die mark opgeneem het, uit 'n rekord-oes, tussen van die groot boere, wat baie moeilikheid, wat sy oes te verwerp was, ouens wat groot landboukennis het, sy oes te word verwerp, en die Here vat 'n bietjie sout, en hy bring 'n koringoes in, wat hom substansieer, en sy landbou, sy versameling terugbring na hom toe. Broer, ek wil vir jou sê, moenie die hand van God en die sout wat hy op die aarde geplaas het, minag nie, want die Here wil 'n werk doen in ons lewens. Hy wil iets van verandering vir jou bring. Hy wil genade en besokkel gee. Die Here bring vir jou die sout om die wêreld te verander en te beïnvloed. Weet, mense dink nooit letterlik aan hierdie goed. Dit was die eerste tentoonstelling waar ek iemand gesien het letterlik 'n aksie uitoefen wat hulle in die kerk gehoor het. Dink jy nie dis tyd dat ons dit letterlik in ons lewe begin toepas nie? Begin te verstaan wat sout is nie. Weet jy, ek gaan vir julle vertel, dit was nie oor die grootheid van die woord nie, ek het dieselfde woord gebring wat ek vanmôre bring het. Maar iemand het dit aangeneem. Wat vanmôre vir jou bietjie sout sal. Gaan bietjie na daai vreeslikheid toe. Ek kry die sout daarop gegooi. Want as hy sout laf is, gaan dit niks doen. Maar as dit sout is wat die Here gee, broer en suster, dit het 'n onskatbare waarde. Kom in 'n paar gemeentes, ek het dit nie geken nie. Ons het afgestrooi al die jaar. Weet jy, ek kom in 'n paar gemeentes, iemand sê vir my, weet jy broer, wanneer dit moeilik gaan, dan strooi ons sout. Iemand sê vir my op 'n stadium, Pastoor Kobus Vosloo bel my, hy sê vir my, nie gaan het, ek vertel hom, daar so hier en daar, iets sê uit plek het, hy sê, gaan kry vir jou sout, en strooi die sout, loop om die gebou, prys die Here, strooi die sout, sodat die sate kan verander, sodat hierdie water wat toksies is, kan verander. Jy gaan nou na jou huis toe, gaan probeer dit, ek dare jou, gooi die sout, en jou probleem. Wie ken sout goed? En 'n paar mense. Gaan werk bietjie sout is manifestasie. Hy mense wat so moeilikheid het. Dit is nie. Ek het dan nou vir julle gesê, die boere weet wat om met brakwater te doen, ek het dit in Hylstroom geleer ken. Weet jy wat die remedie, die oplossing vir brakwater? Sout. Hulle gooi sout in die water voordat hulle koffie maak. Wie ken dit so? Ek sien 'n paar hande, nou weet jy dit. Bietjie sout veroorsaak uit koffie, broer, as jy al sulke brakwater sout koffie gedrink het, dan proe aan die koffie nooit weer vir dieselfde nie. Dan gaan soek jy brakwater om sout koffie te maak. Sê vir jy, dit proe net anders, dit het 'n ander aanslag. Dit het 'n soetheid by hom wat jy nie gedink het dit sal veroorsaak nie. Maar sout se kwaliteit is om te verander, te verbeter, te verlos en die toksisiteit van daardie goed weg te vat. Vanmôre bring ek vir jou 'n sakkie sout. Ek bring vir jou 'n sakkie sout. Sien jy die sout? Proe jy die sout? Ek sê eendag vir iemand, weet jy, my kinders het dit nie geweet nie, maar ons het nou, hulle weet van die hondjie, hulle was deel van die aksie. Maar jy al gesien, vanaand hondjies, wanneer hulle naby 'n mens kom en lekker in jou vel, weet jy hoekom? Sout op jou vel. As jy dit nou wil haal van my, proe so 'n bietjie in jouself. Kyk of jy nog sout genoeg is. Wil jy? Oh, Jan lag maar net van my. Sien ek so paar, so toe met die baie. Het is zelf niet te veel lijkt. Maar dan vreet jy jezelf op hierso. Maar geliefdes, is dit nie tyd dat ons besef dat ons waarde en sout vir die Here die wêreld kan gaan. In Matteus 28 vers 19, gaan dan heen maak disippels. Ek wil hom so 'n bietjie verander vanmôre. Gaan dan heen en gee vir die wêreld sout.
Wanneer hulle sout begin te ontdek, sal die toksiesheid van hierdie wêreld verander. En ek wil jy sê, ek dink, miskien moet ons hier na die oorsprong van Secunda se water toe gaan, en so 'n bietjie sout daar gaan inwerk. Miskien moet ons daar na die damme toe gaan, daar by Trigard Dam, wat al die klein visies vir ons gee, so 'n bietjie sout in die water gaan werk, dan is daai visse net voor. Die visse gaan ek kry nou idee. Alles klink na mooi planne. Maar vanmôre wil die Here vir jou 'n bietjie sout gee. Dat die wêreld en die lewe vir jou draaglik raak. Vanmôre bring die Here sout vir jou skottel. Sout vir jou water. En 'n waarde van sout uit die hemel. Wat die wêreld om jou verander. Julle is die sout van die aarde. Onthou as jy dit vergeet, proe net so 'n bietjie weer. Dat jy kan onthou jy is die sout van die aarde. Altyd gewonder hoekom jong paartjies so mekaar bek. Sout van die aarde gevind. Is 'n paar skuldiges. Maar weet die geliefde kind van die Here, jy is die sout van die aarde. Jy is nie om 'n verskil te maak. Jy is nie om te vergeet van die seer en wonde te genees. Die Here het jou geroep tot 'n hoër doel, tot 'n belangrikheid in die koninkryk, om die water van hierdie wêreld wat troebel is, gesond te maak. Wie staan met my sout vir die Here? Kom steek hoog op jou hand. As jy nog nie sout is, kom hier so, kan jy skit dat jy kan sout word. Dis hoekom ons sout en suiker sit, dat ons die lekker sout kan uitkry. Dis hoekom ons mekaar skit in die Here, om die sout los te kry. Halleluja. Prys die Here, ons is sout van die Here. Ek is bykans klaar, maar ek wil ook dan vanmôre vir hierdie woord sluit. Ek sê maar, jy moet jou vyand lief hê, seën die wat julle vervloek. Doen goed, dis Matteus 5 vers 44, doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dis nie sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat die son oor sleg en goeies, en hy laat reën regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars dit nie ook nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Wees die sout van hierdie aarde. Jy is nog nie laf nie. Anders sou jy vanmôre nie gewees het. Vanmôre is jy meer as dit wat die Here jou voorgeroep het. Om sout te wees. Dankie Here, ek hou van sout. Soet is so overrated. Sout is vir my baie lekker. En daarmee maak ons tot bol. Daarmee spys ons 'n chop. Waar daai dan is sout en suurlemoen. En laat tot 'n suurlemoen soet voel. Vanmôre is die Here hier om vir jou sout te gee. Kom ons buig ons hoofde vir hom.